Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier saam met ons. Al woesend en troesend hoor ek ook. En ek is deel van daardie brigade, so hopelik sal dit vir ons almal, hy wil nou sing vanmôre, saam met my. Hopelik sal ons almal gou-gou 'n bietjie beter wees. So, my beste raad is gaan maar dokter toe, want hierdie ding vat vir jou en hy los nie vir jou nie, nee? So asseblief. Ek wil vanoggend, ek weet nou van, jou riere daar. Ja, Manie en Pat. Sê net vir my, waar kom julle vandaan? Dis die vraag wat ek nie vir julle gevra het nie. Ons is uit voor Huizing
word recently gebore en groot geword en groot. Ja. Dit is ons so 'n bietjie oral gekry en daar geld en nee, maar hartlik welkom by ons. So, is daar nog iemand wat ek kan verwelkom vanoggend? Eerste nie. Maar goed, ons het 'n verjaarsdag vanoggend. Andrei verjaar, dis 'n spesiale verjaarsdag. Baie hartlik geluk. Goed, dan is daar nog 'n paar wat ek nou net my lys kry, dat ek nou nie iemand uitmis nie. Marita van die kantoor van die Haga. Ag, wat kry jy dan? Marita verjaar in hierdie week. Ons hoop dis vir jou ook 'n verskriklike mooi jaar. Ja, daarby voorstel. Die wat hulle gaan my weer loop vanmôre. En ek seker maak 'n streep vrou kans hier vanoggend. Probeer altyd uitkyk of ek mense sien wat vir jou maak. Sien hulle nie? Goed. Dan wil ek vandag vra. Uit my hart uit. Wil ek namens die gemeente vir die NISV baie hartlik geluk sê. Gister het hulle die streekskongres. Nou dit is 'n groot klomp gemeentes in Pretoria. Almal hier gehad vir die kongres met 'n wonderlike oggend waar Henry deel was en die dame wat altyd saam met hom optree, Estie en nog 'n Estie. En dit was die mees ongelooflike oggend. Met wonderlike kos en baie harde werk. En ek wil vir die gemeente vanoggend vra, kan ons asseblief, ek weet dit gebeur nie gewoonlik in die kerkgebou nie, vir hulle hande klap gee. Dit was regtig en ek sal die foto's almal bymekaar maak en julle moet hierdie foto's sien. Van die ander gemeentes nou sit die dame wat op die hoofbestuur is en die sekretaresse van die hoofbestuur sit aan my tafel. En hulle kan nie uitgepraat raak oor die kos en die dekor. Bertie, jy ook. Bertie, waar sit jy vanoggend? Baie dankie vir hierdie. Jy het soveel komplimente gekry. Dis ongelooflik. Maar ek wil uit my hart uit dankie sê vir almal. En dit sluit die manne in, want dit is nie net dames nie, dis 'n klomp manne ook wat so hard gewerk het en regtig hierdie gemeente se naam hoog gehou het. Dat hulle agterkom hier in hierdie hoekie van die ooste van Pretoria gebeur hier baie goed en dan moet hulle oog op ons hou. So ek sê vir julle dankie Hazel, vir jou en jou span. Jy het 'n span wat ons sal 2 keer oor die Drakensberge kan gaan met julle saam. So ons sê vir julle verskriklik dankie. En dan vra hulle net daar's 'n klompie tafels en goed wat moet weggepak word. En hier sien julle wat moet weggepak word. So ons vra net hulp asseblief dat daar vanoggend al 'n paar goed weggepak word en dan in die week sal die res weer regkom en dan sal dit weer lyk soos normaal. Goed. Dan is dit min of meer reg. O ja, daar's kinderkerk. Ons kinderkerk. Die kinders uiteraard nou besef ek moet sê daar's kinderkerk. Kan ek Janet wag vir hulle daar binne. Goed. Verder is daar nie veel nie. Henry, ons wil namens die gemeente vir jou en saam met vir jou vir Lizet sê baie sterkte. Lizet sit hier voor sy agter. Vir die week wat voor lê, mag ek maar sê, Henry se broer Andrei is oorlede en ons bid vir jou baie sterkte toe met dit. Maar dit is ook uit 'n vreeslike lyding gehad, so hy is daarom verlos ook daarvan. So maar baie sterkte want 'n mens leef hierdie emosies die hele tyd. So en met al die goed wat nou nog moet gebeur, so baie sterkte daarvoor. Goed, broers en susters, ek dink dit is min of meer alles, so ons kan so vir 'n oomblik stil word en dan gaan ons aan met ons liturgie. Henry, kan ek vir jou vra, ons het verlede week nie goed gevaar met vonk 57 nie. En ek het hom spesifiek weer uitgesien want hy pas nou presies vandag. Wil jy net wanneer ons moet sing, een keer sing en dan sing die gemeente hom saam met jou 'n tweede keer asseblief. Dat ons net seker maak vonk 57 is so mooi, maar ons moet hom nou maar 'n bietjie aanleef, nee. Goed, kom ons word so 'n oomblik stil en dan gaan ons voort.
Terwyl julle in die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Reaksie daarop, dat ons weet, ons kry dit nie altyd reg nie. En vanoggend het ek uit Psalm 119 vir ons 'n bede, 'n gebed, dat die Here ons sal bystaan, en dat hy ons sal help om die mense te wees, wat hy weet, ons kan wees. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van die gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen U. Aan U kom die lof toe, Here. Leer my U voorskrifte. Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in die voorskrifte. U woord vergeet ek nie.
Skriflesing vanoggend, broers en susters, is Johannes 13, net die verse 31 tot 35, waar Jesus vir hulle sê, dat sy heengaan naby is. As jy mens hierdie gedeelte in Johannes gaan kyk, dan sien jy dis 'n gedeelte waar Jesus hierdie tyd gebruik om hulle voor te berei, waar hy vir hulle die meeste leer, wat hulle nog ooit gehoor het, om hulle voor te berei vir dit wat wag. Maar in hierdie gebede staan vir my iets baie treffend, want die eerste woorde sê, toe Judas uit is. Kan julle indink wat dit moes beteken vir die Here, om met hulle besig te wees met hierdie disippels, wat hy nou al vir 3 jaar, saam met hom het, wat hy vorm, wat hy leer, aan wie hy al sy liefde bewys. Mense wat vir hom baie naby aan sy hart is. En dan is daar een, wat hom gaan verraai. En hy was nog daar en toe stap hy uit. Die liefde in die Here se hart vir mense is net so groot, dat hy selfs vir Judas in sy midde toegelaat het en gehou het, totdat Judas self geloop het. Kom ek lees vir ons hierdie paar verse. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God homself ook verheerlik. En hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons lees vanoggend net hierdie paar verse, treffend soos wat hulle is. Kom ons oordink dit, broers en susters, en as ons hier uitgaan, dan onthou ons dit, en ons gaan leef daarin. Ek het gister, en mag ek nou maar Estie se storie oor vertel, en julle mag maar vaar ek het geskinder. Maar sy vertel gister, hier op hierdie verhoog, hoe sy in 'n krapwinkeltjie, in so 'n algemene handelaarwinkeltjie agter iemand aanstap en sy het gereeld gedoen. En dan alles wat hulle nie kon bekostig nie, het sy van die rak afgehaal en uiteindelik as hulle voorkom, dan het sy dit vir hulle betaal en sy het dit vir hulle gegee. En sy het dit net gedoen uit liefde uit. Dit was haar ding gewees naby Kersfees. Dit het my aangegryp. Ek het 'n storie gelees van mense wat in 'n restaurant in Port Elizabeth sit en hulle het gekuier en hulle het klaar geëet en toe hulle die rekening wou betaal, toe sê aan die kelner vir hulle, nee, hulle rekening is klaar betaal. Toe was hy die tafel langs aan wat klaar geëet het en uitgegaan het, wat besluit het om hulle rekening te betaal. Hierdie mense was so aangedaan oor dit wat daar gebeur het, dat hulle weer die volgende ouens langs hulle sy rekening betaal het. Hierdie goed, broers en susters, wat 'n mens uit heeltemal spontaan uit onselfsugtigheid doen. Dis die goed wat by mense die meeste bly. Ek lees nou die dag 'n ding wat sê,
Daar's iemand in hierdie wêreld wat rondloop en nog steeds dink aan daai onbaatsigtige dingetjie wat jy gedoen het, wat jy al vergeet het. En ek dink dit is in baie mense se harte waar. Dat 'n mens die dag onthou wanneer jy nie 'n glimlag gehad het nie, maar iemand anderster sy glimlag vir jou gegee het. Die dag wat 'n mens onthou waar iemand net verbygekom het en spontaan vir jou 'n drukkie gegee het of net vir jou goeiemôre gesê het of wat ook al, wat jou so bietjie in 'n ander spasie geplaas het as waar jy was. Hierdie vreemde, verrassende dade wat 'n mens net kan beskryf as onbaatsigtige liefde. Wat mense in staat is om te doen. Dis die soort goed wat ons nog laat glo in die mens, né? In die goedheid, dat daar goedheid en liefde in hierdie wêreld is. Maar as ons oor liefde praat, is daar net een bron. En moet ons liefde verstaan soos wat God dit aan ons verduidelik. En soos wat God dit aan ons bewys. Want dan kan ons eers 'n definisie aan liefde gee. En dit is belangrik dat ons verstaan wat liefde is, voordat ons probeer om liefde te gaan doen. God se liefde is altyd verrassend. Ek het nou al een voorbeeld vanoggend gegee. Die blote feit dat Jesus vir Judas in sy middag gehad het en hom nie lankal al weggestuur het nie, is 'n bewys van God se groot liefde. Die blote feit dat ek en jy weet wat God se liefde is omdat God se liefde so verrassend, so aangrypend is. Ons wat weet, ons wat dit kan sê, ons verdien dit nie. En dit nogtans ontvang van die Here. Dis die verrassende van God se liefde. Die geduld wat saam met daardie liefde kom. Die krag wat aan daardie liefde gekoppel is, wat mense se lewens kan verander. Dit is die eerste ding van God se liefde wat ons moet onthou. Liefde kan verrassend wees. Liefde gebeur op plekke waar ons dit die minste verwag. Want die bron van daardie liefde is God self. God wat in Jesus Christus vir ons kom wys het, hoe verrassend daardie liefde is, hoe groot daardie liefde is. Dat hy nie geskroom het om sy seun te stuur en op te offer, sodat ons iets van daardie liefde kan verstaan. Sodat, en hierdie gedeelte sê dit mooi, want Jesus sê dit die hele tyd, hy sê, sodat my kinders hierdie liefde kan ervaar, en in hierdie kragveld van liefde kan leef. Ek dink nie ons dink genoeg daaraan, wat dit beteken om in die kragveld van God se liefde te leef nie. Ons raak so vasgevang in die negatiewe van die lewe. En as iemand iets aan jou gedoen het, dan verval jy eintlik in daardie negatiewe sweer van ek wil nie met mense te doen hê nie, en mense bring net die slegte in my uit en ek kry swaar. Ek het seer. En ons vergeet dat God se liefde, dit is wat ons herstel, dit is wat ons terugbring, dit wat ons maak wie ons is. God het ons ingenooi, en dit doen sy liefde. Hy nooi ons in en sê, kom wees my kinders. Ons moet die Bybel ernstig vat, broers en susters, as die Bybel vir ons sê, ons is uit God gebore. Dis 'n term wat ons baie mooi oor moet nadink. Wat beteken dat ek, mens, uit God gebore is? Dis hierdie liefde. Dis hierdie liefde wat jou saam met Jesus laat sterf en jou saam met Jesus laat opstaan en jou deel maak van God, van sy huisgesin, van sy koninkryk. Dis hoe ernstig God dit met ons het. Hy speel nie speletjies as hy sy liefde aan ons uitdeel nie. En dis nie in beperkte mate nie. Dis in so 'n mate dat ons eintlik die omvang daarvan glad nie kan verstaan. Die Here maak dit eintlik vir ons baie keer moeilik. Want ons wil die grense van hierdie liefde wil ons bepaal, nee? Ons wil sê, aan wie behoort hierdie liefde en aan wie nie. Maar die Here se liefde raak nie, word nie gekeer deur mense, deur ons vooroordele, en deur wat ons dink reg is en verkeerd is nie. Daar is nie grense aan God se liefde nie. En as hy sê, jy is my kind,
dan is dit verhoudingsdrift. Dan is dit, jy behoort aan my. Ek verbind my aan jou. En ek stap saam met jou die pad. En ek gee tot jou beskikking wat jy nodig het. Ek stuur die Heilige Gees. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het, ek rus jou toe. Ek sorg dat jy geloof het, ek sorg dat jy weet wat liefde is. Ek sorg dat jy 'n oormaat van hierdie liefde ervaar, sodat jy kan gaan leef in dit wat ek jou stuur om te gaan leef. God is liefde. Dit sing ons, dit sê ons baie keer. Maar broers en susters, ons moet dit glo. As ons praat oor God se wil, dan moet dit nie 'n ding wees van iets wat onverstaanbaar is en iets wat baie swaar en moeilik is om te begryp nie. God se wil het hy self vir ons kom bewys as liefde. Dis net dat ons nie altyd die perspektief het om te verstaan hoe hierdie liefde uitspeel nie. En daarmee moet ons geduld hê. Daar moet ons die Here vertrou. Dat wanneer hy sê hy is liefde en sy wil is liefde, dat dit vir elkeen van ons geld. Maar nie net vir ons nie. Ons wil dit ook so graag net beperk, nie? Net hierdie mense om my. Daardie liefde is vir die wêreld. Is vir elke mens. En daarom mag ons nie ooit twyfel of God aan 'n mens kan verander nie. Daarom kan ons net nooit die beperking gaan stel van God kan nie hierdie mens lief hê nie, of hierdie mens is buitekant sy genade nie. Ons moet altyd ruimte laat vir die Gees en die werk van God in ons lewens en in ander mense se lewens. En daarom kan ons ook nie opgee met mekaar of met ander mense nie. Kan ons net nie op 'n punt kom waar ons sê hierdie ou kan nie gered word nie. Of hierdie ou is so ver heen dat hy nie sy pad gaan terugkry nie. Want dit hang nie van ons af nie. Dit hang van God af. Dit hang van sy liefde af. Ons maak die fout dat ons baie keer oor God se liefde praat in breë terme, in teorie. Maar as die Here met sy liefde na ons toe kom, is dit nie teoreties nie. Hy praat nie net daaroor nie. Hy doen. Hy het gedoen in Christus, hy doen in sy Gees. Hy doen in sy kerk. Ons moet nie daaroor twyfel dat God sy liefde in hierdie wêreld teenwoordig is en kragtig aan die werk is en nooit met ons sal opgee nie. Kyk, ons het nooit vooraf, ons sal nie weet wat liefde is nie. As dit nie is dat God vir ons wys en vir ons die definisie daarvan gee nie. En dan kom God nie met hierdie breë wonderlike definisie van dit is wat liefde is nie. Nee, hy kom wys vir ons wat liefde is. Die Here se gesig, sy optrede, sy uitreik na mense, sy manier wat hy ons geleer het om na die lewe te kyk, is alles uit hierdie bron van liefde. En as jy soek na 'n voorbeeld van God se liefde in hierdie wêreld, kyk net om jou. Kyk net in 'n kind se gesig. Kyk net na 'n senior mens wat met sagtheid en liefde leef, wat volhard en vol vertrou. En van die mooiste voorbeelde wat ek het nog my hele lewe lank van liefde en God se liefde vir mense, is op 'n baie verrassende plek. Dit is waar gelowiges sterf. Waar 'n gelowige sterf, gebeur daar die mooiste liefde. Want God is teenwoordig. Dis 'n heilige oomblik. En ons mag dit nooit vergeet nie. Want God is ernstig oor elkeen van ons. Oor elke kind. Oor elkeen wat hom aanroep en wat hom nodig het en wat vir hom ruimte maak in sy lewe. As ons so vir 'n oomblik teruggaan na die Nuwe Testament, broers en susters, en ons dink so 'n bietjie aan hoe hulle wêreld gelyk het, dan het die evangelie die wêreld ingegaan waar daar baie Romeinse afgode was. En waar die mense geglo het, hierdie afgode is baie wispelturig, Hulle
Hulle is hatig gewees. Hulle het speletjies gespeel met mense se lewens. Daar was nie sprake van liefde nie. Dan kom die evangelie van die Here in hierdie wêreld in. En mense hoor vir die eerste keer dat God liefde is. En dat God gefokus is op mense om vir hulle sy liefde te gee. Dit moes 'n boodskap gewees het wat daardie mense wat so uitgelewer was aan die wispelturigheid van afgode. Dit moes hulle aangegryp het. Dit moes hulle lewens in 'n oomblik verander het. Nou kom ek sê vandag vir julle, as ons vandag in ons wêreld gaan staan en ons vergeet dat ons Christene is en ons luister net na wat in die wêreld daar buite beskikbaar is as godsdiens, dan hoor jy nie liefde nie. Dan hoor jy al die ander goed. Jy hoor offerandes om afgode gelukkig te hou. En jy hoor wette en reëls wat jy moet toepas sodat jy jou God gelukkig kan hou en sodat jy jouself in die hemel in kan werk. Jy hoor nie liefde nie. En dan skielik as ons onthou wie ons is en ons onthou wat God vir ons gedoen het, dan moet ons net so sprakeloos wees oor hierdie liefde as wat hierdie eerste Christene was. Want ons God is nie wispelturig nie. En hy is nie hatig nie. En hy eis nie 'n klomp goed van ons om hom gelukkig te hou nie. Hy kom na ons toe en hy sê ek wil in 'n verhouding met julle wees. Julle is my kinders. En ek wil hê julle moet gaan leef in 'n wêreld waar julle bereid is om hierdie liefde van my te gaan leef. En te gaan wys aan wie julle behoort. En my teken te dra. En my naam te dra. En te gaan wees wat ek wil hê julle moet wees. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod, sê hy, om mekaar lief te hê soos wat ek julle liefhet. Daar's 'n ander komponent aan hierdie liefde wat ons moet onthou. En dit is dat God se liefde bereid was om te dien. God se liefde was bereid om te dien. Jesus was bereid om op sy knieë te gaan staan. Hy was bereid om sy hande uit te steek en aan siek mense te vat. En mense wat uitgewerk is in te trek. Hy was bereid om sy kruis te dra tot daar waar hy gesterf het. Hy het vir ons die dienende karakter van God se liefde kom wys. En nou kan dit by ons nie anders wees nie. God se liefde kan ons nie selfsugtig maak nie. Dit kan ons nie laat dink ons is verhewe bo ander mense nie. God se liefde moet ons leer om te dien. Dat jy soos die Here bereid sal wees om ander te dien. En dit begin hier tussen ons, broers en susters. En ek dink dit kry ons al baie mooi reg. Dat ons bereid is om mekaar te dien en vir mekaar te bid en vir mekaar om te gee, te sorg. Maar dit moet verder gaan as ons. Ons kan nie net na binne toe leef en gelukkig wees en ons broei mekaar warm hier binne nie. Dit moet daar buite gebeur, waar ek en jy gaan rondloop in die wêreld. Daar tussen moeiliker karakters en baase wat te veel eis en mense wat lelik praat en skinder en al die goed wat gebeur. Daar is die grootste toets van ons liefde. Dat ons hierdie dienende karakter sal hê as ons daar buite gaan rondloop. Dat ons vir mense sal omgee. En een van die beste goed wat jy ooit kan doen, as jy sukkel in hierdie situasie, is om so slag jou skoene uit te trek en te probeer gaan staan in iemand anders se skoene. Probeer net die lewe van hulle kant af bietjie bekyk. En kom net agter dat ons anders dink en dat ons dalk anders groot geword het en dat ons goed op verskillende maniere sien. En vind 'n stukkie empatie net daar vir hierdie mens oorkant jou, want die blote feit dat jy bereid is om dit te doen verander al iets in sy lewe, vir haar lewe. Dit is dalk daardie oomblik waar jy vir iemand iets doen wat hulle vir die res van hulle lewe gaan onthou. En wat dalk hierdie hele ding aan die gang sit wat iets verander in hulle lewens. En dit is wat die Here van ons vra. Dat ons nie onsself voorop stel nie, dat ons nie eers dink wat gaan dit my kos nie, maar dat ons dink wat kan ek vir iemand anders te doen. En dit hoef nie groot goed te wees nie, broers en susters. Dink 'n bietjie, wat is die goed in jou lewe wat jou al die hardste getref het?
dan is dit nie die groot goed wat mense vir jou gedoen het nie. Dan is dit die klein goedjies. Dan is dit wanneer jy dit nodig gehad het, maar dit nie gesê het nie en iemand het raak gesien. Wanneer iemand sy hand uitgesteek het na jou, toe jy regtig dit nodig gehad het. Dis die lewe wat ons moet leef. Dis wat Johannes vir ons sê ons moet gaan doen. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. En omdat ons verstaan wat liefde is daar geen verskoning dat ons hierdie liefde moet gaan wees en gaan doen nie. En dis harde werk, glo my vrou, dis harde werk. Ons weet almal, dit kos jou iets. Partymal stap jy weg met 'n stukkie seer. Of jy stap weg en jy voel jy het nog nie genoeg gedoen nie. Of jy stap weg en jy voel dit het regtig nou eintlik niks beteken nie. En dan sal mense vra, werk liefde regtig? Nou vra dit vir jouself vanmôre. Werk die Here se liefde regtig in jou lewe? Bring dit 'n verandering in wie jy is en hoe jy dink. En die verlenging van daardie liefde van ons af na ander mense toe, het ons dieselfde krag. Want dit het dieselfde bron. Dan moet ons vir mekaar sê, hierdie liefde werk regtig. Dit verander mense, dit verander ons lewens, dit verander ons omgewing. Want as ons op 'n ander manier kyk na mense en die skepping en na situasies, dan beteken dit ons gaan op 'n ander manier optree. Ons gaan baie versigtiger omgaan met dit wat die Here vir ons gegee het. Ons moenie bang wees nie. En ons moenie sê ons kan nie. Die Here sal ons begelei. En hy sal vir ons die insig gee om te weet hoe en waar en wanneer moet ons hierdie goed vir mense doen. Ons moet juis ook hierdie liefde bewys aan mense wat nie verstaan wie God is nie. Want jou liefde, jou sagte woord, jou kompliment of wat ook al, is dalk net die ding wat daardie mens laat vra, hoe kry jy dit reg? Wat maak jou so 'n bietjie anders? As ons net kan leer, broers en susters, dat liefde die diepste die griep vir my ook nog nie los nie. Dat liefde die diepste waarde is in ons lewens. En dat jy jou hele lewe gaan aanpas volgens hierdie waardestelsel wat jy het. Dan het ons al 'n groot end gevorder om te verstaan waarmee ons te doen het en waarin ons op pad moet wees. As ons wonder of liefde regtig werk, dan stap ons een tree terug vandag na die kruis van die Here. En ons sien hoe liefde regtig werk. En hoe liefde red. En ons deel maak van 'n groter werklikheid. En dan stap ons vanoggend hier uit met die voorneme. En dit terwyl ons bid dat die Here ons die krag daarvoor sal gee. Om in hierdie week wat voor lê, eerder sagter te praat, mooier met mense te werk, hierdie liefde wat ons so in oormaat ontvang, te gaan uitdeel en te gaan gee vir mense. Selfs al verdien hulle dit nie in ons oë nie. Dis nie vir ons om te sê nie. Kom ons gaan maak net die wêreld waarin ons leef, die kragveld waar die Here beweeg. En dit bloot eenvoudig om deur die instrumente te wees waardeur sy liefde werk. En ons hoef nie self te sien hoe dit mense verander nie, want die Here sien dit en die Gees bewerk dit. Maar kom ons gaan wees wat die Here ons stuur om te wees. Ek en jy kan nie wegskram van die werklikheid dat die Here ons liefhet met 'n verrassende liefde, met 'n dienende liefde. Ons kan nie wegstap van die werklikheid dat ons deel is daarvan, dat ons in hierdie kragveld leef en dan net sê ek kan niks doen nie, ek kan net my hande agter my rug sit nie. Ek kan gaan leef met hierdie liefde. Die Here gee vir my die moed. Hy gee vir my die geloof. Hy gee vir my die moedigheid om te gaan leef met hierdie liefde. Amen.
Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend opnuut kan besef hoe groot en hoe wyd, hoe ver en hoe diep U liefde strek. Dit is die begin van alles. En Here, daarom kan ons ook weet, U liefde is ook die einde van alles. En ons kan ons heelhartig toe vertrou daaraan. Ons kan vertrou op U en U woord. Ons kan vertrou, Here, dat U sal nakom wat U beloof. Ons kan vertrou dat U saam met ons op hierdie pad loop waar ons is. Here, ons wil vanoggend dankie sê. Dankie dat ons hier waar ons is, soveel genade en vreugde en liefde beleef. Here, dankie dat ons die grootste getuienis het om te lewer. Dat U vir mense oneindig lief is en dat U vir ons oneindig goed is. En Here, as ons hier uitgaan en ons leef daar in die wêreld, waar dit nie so maklik en eenvoudig is nie, vra ons dat U deur die Gees vir ons toerus en ons begelei en vir ons die moed gee wat ons nodig het. Dat ons die regte woord op die regte tyd sal hê. Here, dat ons nie sal oordeel nie, maar sal vergewe. En dat ons sal dien soos wat U gedien het. Dankie, Here, dat U vir ons raad gee, dat U vir ons lei, dat U vir ons sorg. U ken ons diepste bekommernisse, Here. U ken ons grootste vreugdes. En U wil daarin deel wees van so lief het U ons. Here, dat ons harte en ons lewens vir U sal oopmaak. Dat ons gedagtes en ons lewens sal verander, omdat ons nie anders kan as om in hierdie liefde getrou te wees nie. En Here, gee dat ons daar waar ons in ons huise is, in ons huisgesinne, en daar waar ons in ons families beweeg, en daar waar ons in die wêreld daar buite beweeg, dat ons bakens sal wees van lig soos wat ons gesing het. En dat ons werklik sal probeer om getrou te wees aan U en U liefde. Here, maak ons sterk daarvoor. Gee vir ons geloof. En gee dat ons in hierdie onseker wêreld sal weet, ons bou op 'n rots. Ons het niks om te vrees nie. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
liefde nie, broers en susters. Psalm 205, ek wil sing van al die liefde. En dan sluit ons vandag ook af in ons wegsending met 5:6 waar ek sê, waar daar liefde en deernis is, daar. Kom ons sluit. Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.